Dirk het vir ons verlede week die preekreeks ingelei rondom die tema vind jou roeping behoort. Nou daar is 'n groot verskil tussen iewers behoort en iewers inpas. Maar daar's 'n bietjie van 'n ekstra uitdaging. Want as dit kom by die koninkryk van God, is ons wat behoort en ons wat inpas, beide op een of ander manier belangrik. Ons behoort, so wat ons mekaar die hele eerste kwartaal gesê het, omdat ons geliefde kinders van God is. Deur God se genade en liefde maak God ons deel. En daarom behoort ons nog voordat ons enige iets doen, maar in verhouding met God, terwyl ons op pad is met God drie-enig, besef ons moet ook verander. Dis nie genoeg vir ons om net gemaklik terug te sit in ons behoortskap nie, in ons kindskap nie. Ons behoort reeds, ons is reeds deel van God se huisgesin, maar hierdie identiteit vra dat ons moet verander. En daarmee help die Heilige Gees ons om gevorm te word, om getransformeer te word, maar ons het uiteindelik 'n keuse om te kies om in te pas in die huisreëls van hierdie huisgesin. Terloops, ons gaan nie vanoggend baie daarby stil staan nie, maar dis deel van waarmee ons gemeente probeer onderskei met ons in pas kom met die lewende God. Ons weet ons behoort in God drie-enig, en daarom doen ons moeite om uit te figure hoe ons nou juis in pas kan leef met die lewende God. So daar's 'n verskil tussen behoort en inpas. En wanneer dit kom by die wêreldse standaard en al die verskillende kliks waarin ons wil behoort, in die wêreldse standaard moet ons nooit settle vir inpas nie. Ons moenie toelaat dat die wêreldse standaard ons begin vorm en verander sodat ons uiteindelik iewers kan inpas nie. Daarvoor moet ons baie versigtig wees. Maar wanneer dit kom by God drie-enig, wanneer dit kom by die koninkryk van God, dan moet ons sorg dat ons vanuit ons wat reeds behoort, kies om ook in pas te kom met dit waarvoor God ons roep. En dit bring ons dan by vanoggend se fokus. Vind jou roeping, ontvang jou roeping. Nou as jy roeping, God wat jou roep. God roep elkeen van ons. Kies. Want as jy dit nie ontvang nie, dan is dit dat was my uitputtend. Duidelik is daar 'n klomp dinge wat nodig is vir ons om ons roeping te kan ontvang. Die eerste ding is, ons moet dit actually kan hoor. In 'n wêreld van chaos met baie stemme terloops, as mens op YouTube Google voices of people talking, dan is daar baie video's van 10 hours of people talking, so ek weet nie, miskien is dit 'n bevestiging van die chaos van ons wêreld. Die punt is, God roep ons. God roep ons as gemeente en God roep elkeen van ons as individu, maar ons moet beter daarmee raak om dit te kan hoor in 'n wêreld van baie stemme, in 'n wêreld van chaos. En as ons dit hoor, moet ons kies om dit wel te ontvang. Dit laat my sommer dink aan 'n slagspreuk wat Jesus gereeld gebruik het, waarvan Jesus gehou het. Dalk moet iemand daai ook hoor, ek weet nie wie sin dit is nie, sal. Laat die wat ore het, luister. Ontvang God se roeping. Laat die wat ore het, luister. Nou behalwe vir die gedagte van klankchaos, is daar nog 'n beeld wat ek by jou wil tuisbring rondom ons roeping en ons wat dit ontvang. Of eenvoudiger, ons wat net begin deur God se liefde en genade te ontvang. En daarvoor, Dirk, wil ek jou gou na vore roep. Dirk gaan vir my die Bybel aangee. Dis ons lewe. En hier is nou nie 'n bad mouth op Takealot nie. Alhoewel, ek dink ons kan iets leer in hierdie baie skerp naam van hulle. We always want to take more, we always want to take a lot. Maar hier is nou nie. So die een opsie, as Dirk nou vir my die woord van God gee, kom ons veronderstel dit is vir nou die roeping. Terwyl my hande vol is dat Dirk dit bo-op neersit. Dit maak my pakkie bietjie swaarder, maar ek kan manage. Maar dit gaan my nie verskriklik baie help nie.
Dit gaan 'n bietjie meer help. Maar ek gaan nog steeds nie verskriklik ver kom nie. So Dirk vat geweer die Bybel. Al wat ons kan doen om werklik God se roeping te ontvang, is om vrede te maak met die feit dat daar sekere goeders is wat ons moet laat gaan. Ons kan nie aan alles vashou wat ons wil aan die een kant nie en nog steeds die roeping werklik ontvang en kan eien vir onsself nie. Dankie Dirk, jy kan maar gaan sit. Om God se roeping te ontvang, het ons nodig om vrede te maak dat ons van sekere goed gaan moet afstand doen. Dat ons sekere goeders gaan moet laat gaan. So aan die een kant moet ons beter daarmee raak om te hoor waar God ons roep en aan die ander kant moet ons vrede daarmee maak dat jy nie alles wat jy saam met jou wil dra terwyl jy God se roeping ontvang kan saamdra nie. Ons kan net soveel dra. Ons kan net soveel ontvang. Of miskien is die Engelse slagspreuk ook hierso toepaslik. It is hard to fill a cup that is already full. As jou hande, as jou lewe so vol is van 'n klomp goed wat nie God se roeping en liefde en genade is nie, dan raak dit al hoe moeiliker, eksponensieel moeiliker om werklik op 'n plek te kom waar jy God se roeping kan ontvang. Terloops, my opinie, ek dink dit is presies waarmee die fariseërs gesukkel het. Net soveel as ek en jy vandag. Nou met dit in gedagte, lees ons die eerste helfte van ons skriflesing uit Matteus 13 vers 44 tot 46. As jy wil saam oopmaak, ons gaan nou die volgende paar verse in daai selfde gedeelte lees. Matteus 13 vanaf vers 44. Jesus is hierso aan die woord en hy praat veral met sy disippels, maar daar sou nog mense in die skare gewees het. Die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. 'n Man het dit ontdek en weer toegegooi. Uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n handelaar op soek na goeie parels. Toe hy een baie kosbare parel vind, het hy gegaan en alles wat hy gehad het, verkoop en dit gekoop. Ons lees vir nou net tot daarso. Ek hoop julle hoor sommer dadelik iets van die dringendheid van beide hierdie mense. Iets van die dringendheid van hierdie gelykenisse wat Jesus vertel. Die een gaan onmiddellik en verkoop alles wat hy het om hierdie stuk grond te koop, want hoe dit werk is, obviously, as hy nou daai goeders ontdek, hy steen teen 'n plaaswerker of iets wat op hierdie ander eienaar se grond hierdie skat ontdek, maar natuurlik behoort die skat aan die persoon wat die grond besit. So as hy nou uitgaan het met daai skat, dan sou die eienaar dit net reg gevat het. So dan gaan hy vinnig met blydskap en vreugde gaan verkoop alles wat hy het, sodat hy die grond kan koop, nie omdat die grond vir hom belangrik is nie, maar net sodat hy hierdie skat kan kry. Alles ter wille van hierdie skat. Die ander ou, 'n handelaar op soek na goeie parels. Let wel, 'n handelaar op soek na meervoud parels. En dan wanneer 'n sekere enkele parel sy aandag trek, dan is hy in totale bewondering. Hy verkoop weer eens alles wat hy het, sodat hy hierdie een parel in besit kan neem. Hy gee alles, sodat hy hierdie enkele parel kan ontvang. Daar is 'n dringendheid, daar is 'n entoesiasme, daar is 'n stuk erns en 'n doelgerigtheid aan hierdie gelykenisse. Nou vir die eerste mense aan wie Jesus hierdie gelykenisse vertel het, sou die betekenis daarvan baie duidelik gewees het. Dis ook hoekom die altoe hierdie gelykenisse so kort is. Daar's glad nie 'n verduideliking nodig vir die mense toe nie. Die boodskap sou duidelik gewees het. God se koninkryk is die waardevolle skat. God se koninkryk is die mees kosbare parel. God se koninkryk oortref enige iets en alles anders. God se koninkryk moet openhartig, volledig ontvang word. Nou dit raak nog meer interessant as dit. In die eerste gelykenis
vind hierdie landwerker van een of ander aard die skat toevallig. Hy was nie spesifiek op soek na 'n skat daar nie. Maar in die tweede gelykenis is hierdie handelaar duidelik baie puntenerig op soek na goeie parels. En dan vind hy hierdie kosbare parel juis omdat hy daarna op soek was. Maar die interessante in beide hierdie verskillende verhale, die een ou wat glad nie soek nie, die een ou wat wel soek, beide ontvang uiteindelik die kosbare item. Natuurlik moet ons versigtig wees om nie meer in Jesus se gelykenis in te lees as wat Jesus bedoel het en as wat die evangelieskrywers daarna bedoel het nie. Tog voel dit vir my of hierdie twee gelykenisse nie net toevallig saamgegroepeer word onder andere hier in Matteus nie. Nou wil ek myself in die rede val. As jy moet kies, is dit altyd beter om op soek te wees na God se koninkryk. Dit is beslis altyd beter om eg en opreg afhanklik na God se koninkryk op soek te wees. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Julle weet dit. Maar hierdie gelykenis kom sê amper vir ons dat die op soek wees of die nie op soek wees nie die belangrikste gedeelte van die storie is nie. Die belangrikste gedeelte is eerder dat wanneer jy die nabyheid van God, die koninkryk van God, die genade van God, wanneer jy dit sien, wanneer dit jou omkant vang, dan moet jy met jou alles dit ontvang en aanneem. Wanneer jy die koninkryk van God raak sien, ongeag of jy spesifiek op daai oomblik daarvoor gesoek het of nie, wanneer jy dit raak sien, moet jy dit dadelik volledig ontvang. Ek sê weer, as jy kan kies, is dit altyd beter om deurgangs op soek te wees na God se koninkryk, na God se nabyheid en genade. Maar buitendien het die Here 'n manier om sigbaar te word, om tasbaar te word, op plekke en tye wat ons dit die minste verwag. Soveel so, dat ons die Here kan raak sien wanneer ons nie gesoek het nie en kan raak hoor, selfs op tye wat ons nie spesifiek geluister het nie. Die punt is, God daag op. Baie keer ongeag of ons soek of nie. En dan lê die uitdaging, die keuse, wanneer God opdaag. Wanneer jy God raak hoor en raak sien, dan moet jy optree. Ontvang die koninkryk van God met jou volle mens wees. Nou dit klink so mooi en so maklik en so eenvoudig. Tog sukkel ons in die naam van whatever ongelooflik baie daarmee om dit werklik te doen. Hoekom? Want ons verwar dit wat dringend voel met dit wat werklik belangrik is. Ons sis ons gewete met die dinge van die kerk. Ons sis ons gewete met 'n klomp kort Bybelversies en 'n klomp skietgebede wat 99% van die tyd eintlik maar net oor myself gaan. Ons vertel vir onsself dat ons te besig is, maar dat ons regtig probeer om tyd te maak vir God. Alles terwyl ons eintlik, as ons eerlik met onsself is, vir onsself lieg. Want ons maak ons lewens vol, ons maak ons lewens oorvol met die goed wat vir my en jou dringend voel, terwyl dit wat regtig belangrik is heeltemal gemis word. Ons lieg vir onsself. Maar daar word ook vir ons gelieg, daar word vir my en jou gelieg. Elke advertensie, elke volgende YouTube video, elke aantreklike man of vrou wat in die nuutste film of op die nuwe Netflix-series verskyn, alles in die wêreld vertel stories. Alles in die wêreld vertel hulle eie klein weergawe, hulle eie klein evangelie. Die goeie nuus van sekuriteit, die goeie nuus van skoonheid, die goeie nuus van gemoedsrus, die goeie nuus van rykdom en gemak, die goeie nuus van kitsliefde en intimiteit. 'n Klomp weergawes van die goeie nuus wat regtig glad nie die goeie nuus is nie. Maar ons val daarvoor. Ons doen regtig. Ek doen beslis.
En of dit nou kom omdat ons onsself met ander vergelyk, of omdat ons bang is vir die gevare van ons wêreld, of dalk omdat ons oortuig is die wêreld behoort eintlik anders of beter te wees as wat dit is, en daarom soek ons na al die pleisters wat lyk of dit mooier is as die stikkende wêreld. Wat ook al die rede is, daar's verskillende redes hoekom ons vir hierdie goeie nuusverhale van die wêreld val. Want ons is op soek. Plaas ons maar net al ons soeke na die Here gebring het. Plaas ons eerder werklik ons vrede en ons vreugde by God probeer vind, eerder as net om ons gewete by die kerk te kom sis. Of ons weer energie te gee vir die 6 dae van voorgee, of vir die 6 dae van soek na vrede op ander plekke. Dalk as ons werklik eers die koninkryk van God gesoek het, dan sou ons die mooi en die kosbare van die werklike belangrike beter raak gesien het. Dan sou ons ook met oorgawe en 'n gesonde dringendheid en vreugde, diep blydskap, soos die teks gaan, al die onbenullige dinge laat vaar. En 'n sekere sin alles anders opgee ter wille van God se koninkryk. En dit bring ons dan by die tweede helfte van die teks. En ek wil jou waarsku, wees gereed om die hardheid van Jesus se woorde te hoor. En wanneer ek dit sê, sê ek dit nie net vir julle terwyl ek hierso knus gaan staan nie. Ek sê dit want in die 2 weke wat hierdie teks, wat die Here met deur hierdie teks aan my werk, word ek baie bewus dat ek nodig het om hierdie waarheid te hoor. Om die hardheid van Jesus se woorde te hoor. Miskien jy ook. Matteus 13 vers 47 tot 50. So nou net na daai 2 gelykenisse kom die volgende gelykenis. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n treknet wat in die see uitgewerp is en van elke soort vis gevang het. Toe dit vol was, het hulle dit op die strand getrek. Hulle het toe gaan sit en die goeies in houers bymekaar gemaak, maar die slegtes uitgegooi. So sal dit wees by die volëinding van tyd. Die engele sal uitgaan en hulle sal die bose mense tussen die regverdiges uithaal en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Snaaks dat dit die enigste een van die 3 gelykenisse in hierdie gedeelte is wat Jesus so bietjie meer verklaar. En dalk moet ons mekaar 'n ernstige vraag vra. Watter tipe vis is jy? Net omdat ek myself besig hou met kerkdinge, met die dinge van die kerk, beteken nie dat ek nie 'n vis is wat uitgegooi kan word nie. Dit is nie genoeg om saam met die goeie visse te swem en vir jouself miskien te lieg en te sê, ek is 'n goeie vis, ek swem immer saam met die goeie visse nie. Dit is nie genoeg om oppervlakkig te leef asof God se koninkryk vir jou prioriteit is nie. Dit is nie genoeg om 'n deel van 'n dag, of 'n deel van jou week, of selfs 'n deel van jou tyd en geld en energie en menswees vir God te gee nie. Ons sis ons gewete met kerkdinge. Ons sis ons gewete met godsdienstige dinge. Maar ons flous onsself. En dit kan en dit sal lei tot 'n geween en 'n geknars van tande. Punt. Maar gelukkig bly God se genade groter as ons onkunde. God se genade is geduldiger en kragtiger as ons dwaasheid en ons traagheid. En God se liefde is wyer as ons onvermoë
om die werklike belangrike van die lewe te besef. Daarom hou God aan om ons te roep. Daarom hou God aan om na ons toe uit te reik. Jy moet net ontvang. En daarvoor het ons mekaar nodig. Om ons te help, om God se roepstem raak te hoor, maar om ons ook bietjie aan te hits en aan te spoor, om wel ter wille van God se koninkryk te begin volhard. Daar's 'n klomp stemme in die wêreld wat dit vir ons regtig moeilik maak om God se roepstem raak te hoor, om die belangrikheid daarvan te besef. En daarvoor het ons regtig mekaar nodig. Want ek beloof jou, 10 uit 10 keer as jy alleen gaan probeer opstaan teen die wêreld, gaan jy verloor. Voor ons die gespreksmoment gaan gebruik, miskien as 'n geleentheid om juis mekaar te help, lees ek dit weer vir ons Matteus 13 vers 44 en dan wil ek vir jou die vraag vra wat die teksgedeelte eintlik kom vra. Die koninkryk van die hemel is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. 'n Man het dit ontdek en weer toegegooi en uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. Wat ek hoor is iemand wat iets waardevol genoeg vind om alles daarvoor prys te gee. En daarom is dit dan die vraag, waarvoor is jy bereid om alles op te gee? Wat is vir jou waardevol genoeg? Mag die Here my en jou help, sodat ons van harte oortuig kan wees, dat net God se koninkryk die goeie nuus is om volledig voor te leef. Net God se koninkryk is die goeie nuus. Kom ons bid saam. Here, maak ons harte oop, maak ons ore oop, maak ons oë oop, om U raak te kan sien en raak te kan hoor. Here, help ons ook nou in die gespreksmoment, om mekaar raak te kan sien en te kan raak hoor, sodat ons mekaar kan ondersteun en opbeer en versorg in ons soeke na U en na U koninkryk. Amen. Ons gespreksmoment, ek gaan julle 'n paar minute hiervoor gee vir die volgende vraag. Wat is regtig belangrik in jou lewe? Probeer so eerlik as moontlik wees. En die catch met hierdie vraag, as jy level advanced soek, die oomblik as ons mekaar vra wat is regtig belangrik, beteken dit ons is eintlik besig met 'n klomp goed wat ons dink belangrik is, maar nie eintlik belangrik is nie. So wat is regtig belangrik en wat is die goed wat jy dink belangrik is? Tweede ding, waar steel dringende aardse dinge jou hart? Want ons kan maar eerlik met mekaar wees. Dit is ons hart wat ons loyaliteit bepaal. Is jou hart by die Here of is jou hart by 'n klomp aardse dinge wat gesteel het? Ek het die vraag daar uitgehaal, maar ek gaan net so ligtelik in die lug gooi. Is jy 'n vars appel tussen 'n klomp vrot appels? Of is jy 'n vrot appel tussen 'n klomp vars appels? Volgende vraag, hoe kan julle as huis of as vriendegroep of as gesin 'n ruimte skep om rustig en aktief na God se roepstem te luister? En hoe roep die Here jou tans? Vat so 'n paar minute om daaroor te gesels. Net soveel as wat ons die Here se roepstem kan hoor, wanneer ons in gesprek tree met medegelowiges en saam wonder en worstel en onderskei. Net soveel kan ons die Here se stem hoor wanneer ons stil raak, regtig stil raak. En daarom gaan ons nou 'n oomblik neem vir hierdie stilte. En dit gaan teen 'n bietjie langer voel as wat jy dink. Maar ons het ook stilte nodig. Net voor ons by die stilte uitkom. Daar's 'n baie spesifieke rede hoekom ek vanoggend as deel van die erediens 'n stil moment wil gebruik. En die rede kom eintlik uit 'n baie meer oppervlakkige plek uit. Ek het gaan die afgelope ruk, my lewe is maar so half 'n klomp fases van belangstelling wat kom en gaan. Maar die afgelope ruk gaan ek weer deur 'n fase waar ek verskriklik baie magic shows op YouTube kyk. En wat ek besef het met die magic shows is, so die tovenaar of die magician of whatever vertel nou vir jou 'n klomp stories, maar al die stories wat hy vir jou vertel, is doelbewuste pogings om jou te mislei.
Hierdie is 'n normale pak kaarte. Okay, dit is 10 teen 1 nie. Hierdie is die boonste kaart. O, dit is 10 teen 1 nie. Jy kan enige kaart kies. O, okay, eintlik gaan hy vir jou sê wat se kaart om te kies. Magic is uit en uit 'n kuns om mense se aandag af te trek en om mense te dink hulle het te sê terwyl hulle eintlik is hulle onder jou towerspel. En net soveel soos wat 'n magician dit goed kan regkry, net soveel doen ons verbruikerskultuur dit. Ons loop deur die mall of ons browse deur Takealot en ons dink ons maak vrye keuses. Maar daar's soveel goed wat ons beïnvloed. Jogg, my foon se batterylewe is nie meer wat dit gister was nie. Dalk het ek eintlik 'n nuwe foon nodig. 10 teen 1 nie. Jogg, my skoene lyk nou nie meer so mooi soos eergister nie. Dalk het ek nuwe skoene nodig. Miskien nie. So daar's 'n klomp goed wat vir ons dit moeilik maak om doelbewus intentioneel vry te kies waarvoor ons leef en om dan hopelik te kies om vir die Here te leef. En daarom gaan ek 'n geleentheid van stilte gee. Jy kan net stil sit of jy kan stil gebed doen. Maar geleentheid waar daar niks en niemand anders is wat inspraak maak of invloed maak of probeer kommunikeer of manipuleer of whatever nie. 'n Paar minute se stilte saam met die Here voordat ons na die einde van die diens sal neig. Kom ons word stil by die Here. Here, ons word stil by U. Here, ons is afhanklik van U. Sal U ons harte en ons lewens so kom aanspreek, sal U so teenwoordig raak by ons, dat ons nie anders kan as om U raak te sien en U te volg nie. Here, in 'n wêreld wat vir ons vertel dat ons geregtig is op 'n klomp goed, is dit ons diepste behoefte om in verhouding met U dit wat ons wel toekom diep te kan waardeer. Diep te kan waardeer as 'n stuk voorsiening uit U genadehand. Here, en daarom dink ons vanoggend in ons voorbidding aan almal wat ons lewens vir ons moontlik maak. Ons dink aan die boere, aan al die plaaswerkers, aan baie trokdrywers wat lang ure op die pad is, sodat ons gemaklike en gerieflike toegang tot kos het. Ons dink aan mense wat vir ure lank, baie keer dae lank nie sonlig sien nie. Mense wat in haglike omstandighede in die myn werk, Here, sodat ons 24 ure 'n dag lig kan hê. Here, help ons om nie verby mekaar te leef nie. En help ons om vir ons gemeente, ons land en vir die hele wye wêreld te bid. Ons is uit en uit afhanklik van U, Here. Dankie dat ons dit kan bid en dankie dat ons oortuig kan wees van U liefde en genade en dat dit vir elkeen van ons genoeg is en genoeg bly. Amen.